Here wil vir ons doen. Ek gaan soos die Here op my hart gelê het, ek nooit geweet het kan so wees nie. 'n Smagting na die Heilige Gees. Yes. Dis die 16de reeks wat ek vandag vir u bring. Ek wil met u praat oor die gelowige en bekering. The believer and repentance. Besef u vandag dat daar's baie mense wat gelowig is, maar hulle ken nie die krag van God nie. Amen. Amen. Die kerk is dit vol. Gelowig, maar is nie vol van die Heilige Gees krag nie. En ek gaan 'n bewys uit die gedeelte van daai towenaar Simon se lewe, wat ons tot hierdie week elke keer behandel het en na gekyk het. Handelinge 8 vers 13 die A gedeelte sê, en Simon het ook self gelowig geword, and Simon himself believed also. Simon die towenaar het geglo. Ons hoor wat gebeur. Gelowig word believe, in die Griek sê, piseo, to have faith in upon or with respect to a person or thing. Om daai geloof te hê, dat die Here kan my vrymaak. Yes. Dat die Here iets my binneste kan doen. En dit was Simon se saak ook geweest. Hy het gelowig geword. Sê ja, ek glo die Jesus red. Ek glo hy kan vrymaak. Ek glo al hierdie dinge. Handelinge 8 vers 13a. En Simon het self ook gelowig geword nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly. Then Simon himself believed also when he was baptized. He continued with Philip. So hy sê die gelowig is gedoop. Yes. Maar sy hart was nie reg nie. So ons moet nie dink ek gelowig is gedoop en nou is ek reg en so daai jare terug het daai koortjie gesing, I'm baptized, I'm ready to go. Jy dink keer maar hoeveel van die mense is gereed om te gaan. Dis waar. Amen. Al is hulle gedoop tot lidmate. Is hulle hart reg met die Here, is hulle volkome reg met die Here. En dis wat ek wil met u deel van hom. En dan sê hy sien die koninkryk van God in werking. Hy is daar op die plek, hy is tussen hulle met Filippus, hy sien hoe werk die Here wondere en tekens. Ek het ook al gesien en beleef wat die Here doen. Ek meen net hierdie twee susters wat getuig, behalwe die ander wat aanrakings gehad in hierdie week. Ek het gesien wat gebeur met hulle. Ek het gehoor wat met hulle gebeur. Ag, dit was so van ons suster, so my toe sê so hop en Frans is eers begin te hoor is dat ons nog sang alles daar agter sy besig met die Here. Dit was 'n belewenis en ek wil vra dat ek moet ook sien wat gebeur. Handelinge 8 vers 13 die B gedeeltes en hy was verbaasd oor die tekens en groot kragte sien gebeur and wondered beholding the miracles and signs were done. Hy sien dit. Hy raak verwonderd. Hoe kan dit wees? Jy moet weet, hy was 'n towenaar en baie dinge gedoen, mense se oë te verblind. Die woord sê dit. Die mense het aangedaan. Dit sê ook in die vorige gedeelte wat ons gelees het, dat die mense hom aanvang soos 'n God. Hulle gedog, hy is 'n God hierdie Simon. Met die dinge wat hy doen. Maar hy kom agter, dit wat hy gedoen is niks en wat nou plaasvind. Genesings, bevryding van plaasvind. Hy sien dit. Wat sê Johannes 3 vers 3 vir ons? Luister mooi. Johannes antwoord van Nikodemus. En Jesus antwoord hom sê van voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Luister mooi, as jy weergebore word, tot geloof kom, en aanvaar, en glo wat die Here vir jou gedoen het, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. En Simon, waar is jy? Jy sien wat gebeur. Jy is gelowig, jy is gedoop. Maar jy sien nie God se koninkryk raak nie. Dit wat die Here stoor het vir jou, die grotere dinge. Die grote impak wat God in jou lewe wil hê.
Jesus answered, I assure you, most solemnly, I tell you, that unless a person is born again, anew from above, he cannot ever see, know, be acquainted with, and experience the kingdom of God. So as jy God se koninkryk wil sien en werk in jou lewe, as jy deel wil wees, moet jy weergebore word. Dat is geen ander kwessie nie. Jy kan maar sê my naam op 'n kerkregister ergens. Jy kan nie sê my oupa of my ouma was in die kerk gewees, my pa en ma was in die kerk gewees. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor 'n persoonlike verhouding van wedergeboorte met die Here. Jy moet weergebore word. Halleluja. Kom ons gaan verder. Maar Simon kom. Hierdie man wat gelowig was. Hierdie man wat gedoop was. En dat is iets in sy binneste. Simon begeer die krag van die Heilige Gees. Hy wil nie daar net sê, ek wil net 'n sameloper wees, ek wil nie net kerk toe gaan nie, ek wil nie net daar 'n gebedjie opsê by die huis of 'n Bybelstukkie lees om my hart te vertroos. Ek wil verder gaan, dieper gaan. En ek glo dit is u begeerte vandag om meer en meer en meer van die Heilige Gees in die lewe te kry. Om 'n verskil te maak daar buite. Ek weet dit al genoem, een van my vriende wat saam by Atlas gewerk het. Kom ek in sy kamer, ek moes in die oggende gaan wakker maak, hy vra met hom wakker maak in die oggende, want hy het homself geniet die vorige aand, dan kry ek hom op sy borskas net die oop Bybel. En ek vra van Wikkes, wat is die doel dat jy oop Bybel op jou borskas het? Hy sê, my ma het my geleer, ek mag nie gaan slaap voor die Bybel oop gehad het. En raak aan die slaap, maar hy was so dronk soos 'n tol gewees. Maar so, hy het daai gewoonte gehad. Baie mense het gewoontes, ek sal maar 'n gebedjie opsê, net om my gemoed te streel. Jy het God se Heilige Gees nodig. Dan moet 'n begeerte kom in jou hart om 'n verskil te word, vol van die krag van God. Handelinge 8:17 tot 19 lees dit vir julle. Hulle het die hande opgelê, hulle die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat jy die handoplegging van die apostels, die Heilige Gees gegee word, het hy geld uitgebied. Hoor my. Hy wil dit hê. Hy wil betaal daarvoor. Gee aan my ook hierdie maak, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Hoor wat sê die man? Ek soek ook die Heilige Gees. So wanneer ek my hand op hulle lê, kan ek ook die Heilige Gees ontvang. And when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money, saying, give me also this power, that on whoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Yes. Hy sien dit raak, hy wil hierdie begeerte hê, nie omdat hy nog 'n towenaar was, want hy het gelowig geword. That's right. Maar hy smag na die volheid van God se Gees. Hy is gelowig, hy is gedoop. En hy smag daarna. Maar dat is 'n probleem. Hy is gelowig, hy is gedoop, maar dat is van gelowige na ware wedergebore. From believer to truly born again. Amen. Yes, that's right. Handelinge 8:22. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van die boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart miskien vergewe kan word. Repent therefore of thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thy heart might be forgiven thee. Maar Simon, jy is 'n gelowige, jy is gedoop. Petrus sê, vergeet jou. Sien wat gebeur.
Simon het nooit bekeer tot God nie. En ek kan dit doen in my eie familielewe, dat ek dit gesien. My broer wat 13 maande jonger as ek was, saam offer in die kerk, maar het nooit 'n ondervinding met die Here gehad. En toe hoor ek word gedoop, die 7 Junie 1970, toe sê hy wil ook gedoop word. Hy word saam met my gedoop die aand. Maar Ivan, my broer, het nooit voluit gegaan vir die Here. En tot hy 55 was, toe hy afsterwe van 'n maarsje wat was, het hy kerk toe gegaan, sit in die kerk en hy sien daar die matte stuk in die kerk, sal hy 'n plan maak om die mat te vervang, of teels wat moet gedoen word, die klankstel wat nie reg is nie, maar as iemand net vir hom iets skeef kyk, of skeef sê, dan sit hy weer maande by die huis. Dan sê weer terug met sy bottel hand is, julle weet wat is hand is, wat verlede sal weet, en weer sy sigarette. En sy vrou, die Here geniet soms wil alles aan die pad, maar hy sal by die huis sit vir maande. En ewe skielik kry weer die opvlieg, net soos die Judas, Simon, ek wil dit ook hê. Gaan hy weer kerk toe. En een of ander oomie of taai ook, iemand kyk ons skeef aan, sê net iets, dan sit hy weer by die huis. Want hy het nooit te werklik tot bekering gekom nie. Hy is gelowig, ja. Hy is gedoop, ja. Maar hy het nie tot bekering gekom nie. En 'n paar weke voor sy dood, ook 'n begrafnisdiens van 'n man in ons gemeente in Ladysmith, wat op dieselfde dag as my broer gebore is. Selfde ouderdom. En ek bel my broer Louis terug, wat sê, Ivan, ek begrawe 'n man van jou ouderdom, en vra maak jy saak reg met God. Dank die Here, hy het gehoor wat roep oud vir hom uit. Hy sê, sy kinders vertel na die volgende oggend, want hy was baie goed met sy hande, van die loosies regmaak tot groot tracker engines, dat is niks wat hom gekeer het nie. Sy seun sê my aan Peter, nadat hy boodskap my pa gee, roep hy ons in. Hy sê, daar is al my gereedskap. En al wat ek terughoud was sy rekenaar met die Bybelprogramme op. En hy sê, van daai dag af was hy net besig, vir 3 weke was hy besig om God se woord te bestudeer. Sy laaste Sondag voor sy afsterwe, het hy nog gaan preek in 'n gemeente in Louis-Tricard. En 'n maarsje was, en hy is dood daai nag, van die bloeding van die maarsje wat gewas het. En mami bel my, sê, hoekom die Here hom nou kom vat terwyl hy so hoogtepunt was. Ek sê, mama, jy onthou ons Ivan se lewe, sê nou ek weer gaan sit en toe, ek besef, wat dan? Maar sy saak was reg. Ek wil net iets sê, bekeer jou vandag. Repent therefore this weakness and pray to God. Handelinge 8:23. Want ek sien dat jy in jou 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid. I can see that you are bitter with jealousy and wrapped up in your evil ways. Hoeveel van julle sit hier met bitterheid vanoggend? In jou binneste. Bitter oor iemand anders wat jou leed aangedoen het. Jou skade aangedoen het. Daai bitterheid is daar, die woord van die Here sê vir moenie toelaat dat 'n wortel van bitterheid in jou binneste opskiet nie, sodat baie ander daardeur besoedel word. Yes, God. Amen. Want jy sit met hierdie seer, hierdie bitterheid, jy voel jy kan nie vergewe, jy kan niks doen nie. Petrus sê, dat is bitterheid. Jy is gelowig, jy is gedoop, jy soek, jy smaak na die vulling met die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, maar as 'n bitterheid in jou binneste, jy sit, jy kan nie daarvan ontslae raak. Hoor die woord vanoggend op die Pinksterdiens, is 'n tyd om te slae te raak van al daai bitterheid. Gooi dit een kant toe, gaan maak reg met mense, dat jy kan vry wees
die ware wedergeborene, the true born again person. Handelinge 8:24, maar Simon het geantwoord en sê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Die bely sê, bid vir my. En as jy wil hê ons moet vir jou bid vanoggend vir daai bitterheid na 'n probleem in jou lewe, dan is die plek nie by die boedelsbank. Sê Here Jesus, hierdie Pinksterdag soek die volheid van God se krag en werk in my lewe. Ek gaan nie uitstap totdat my lewe skoon is, dat ek die volheid van God se gees kan kry in my lewe. Hoe was jy Johannes 3 vers 5? Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, met die Heilige Gees, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Simon, jy het gelowig geword, jy is gedoop, maar jy het nie tot bekering gekom nie. Jy het die oorgawe gemaak, jy lief vol van die Heilige Gees, kan jy die koninkryk van God nie kan ingaan om te doen wat die Here wil hê jy moet doen nie. As jy, wie smaak vanoggend om die hand op die sieke te lê? Wie smaak vanoggend vir iemand te sê, Jesus het jou lief? Yes, amen. Dis van die Heilige Gees, dan is jy besig met God se koninkryk. Dit praat nie van die hemel hierdie koninkryk nie, dit praat van God se koninkryk nou op aarde. As jy wil 'n deel wees van God se koninkryk en 'n verskil maak in mense se lewens, moet jy weergebore word uit water en uit gees uit. En het is belangrik dat jy moet smaak na die Heilige Gees, dat jy moet dit vra. Jesus answered, very, very, I said, you expect a man be born of water and of the Spirit. He cannot enter into the kingdom of God. Handelinge 2:38, 39 het Petrus baie duidelik gestel. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God naam sal roep. So dis wat ons moet bekeer. Yes, amen. Ordentlik, 'n berouvolle bekering. Daar's soveel sê ek is bekeerd Christen in die kerk vandag, wat nie 'n berouvolle bekering gehad het. As jy ontmoeting met die Here gehad. Ek roep u. Dis tyd op hierdie Pinksterdag. Sê Here, ek soek 'n ontmoeting met die krag van God in my lewe. Yes, amen. En ek kom net in die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê dankie vir die woord wat uitgegaan op Pinksterdag. Verkeer jy en laat julle doop en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En ek weet, daar sit vanoggend mense hierso wat 'n aanraking van die Gees van God wil hê in hulle lewens. Soos 'n Simon die towenaar, sê hulle, ek soek ook die krag van die Heilige Gees. Al was sy lewe nog verkeerd, Here, maar toe hy moet bekeer, ook die Here het iets in sy lewe gedoen. Ons lees nie verder in die woord wat met Simon gebeur het nie, maar ons weet, die Here sou nie teleurgestel het nie, toe hy tot bekering gekom het, sê nou is ek 'n kandidaat vir die Heilige Gees krag. Maar Here, ek bid vir elkeen dat hulle sal vanoggend bedoel. Ek soek die volheid van die Heilige Gees in my lewe. Amen. Ek kan nie sonder dit. Ek kan nie een dag verder voortgaan, net om 'n Christen te wees, nie net om 'n gelowige te wees nie, nie om net 'n gedoopte te wees nie. Ek soek die volheid van die Heilige Gees. Heilige Gees, is die naprediker, is die iemand nou met hulle praat, en sê die wat daarna smaak, moet hierdie oggend sê, hier is ek, Here. Ek soek daarna, in die naam van Jesus. Halleluja. Is jy ook daarvoor? Is jy reg daarvoor? Wil jy dit graag in jou lewe? Ek gaan vra, die wat nou dit werklik moet doen. Jy sê, soek die krag van die Heilige Gees in werk. You want the Spirit of God to move in you. Wil jy nou van terug en sê, ek wil wat sê, pastoor, die plek is hiervoor. Terwyl ons die slot die sange gaan sing, wat draai nie, gaan vra, kom staan vanaf hiervoor.
ons gaan die hand op die lesrug maak nie. Van bid, dat God se gees jou gaan aanraak. Wie smaak daaraan? Wie wil? Ag, ek weet nie, ek spaam. Jy hoef nie spaam te wees vir God se woord nie. Jy hoef nie spaam te wees vir die Heilige Gees nie. Want weet jy wat gebeur? Die dag van Pinkster, toe daai 120 dit ontvang het, die woord sê daar 3000 siele is daai dag in die kerk bygevoeg. Amen. Die Here wag vir jou, dat siele moet bygevoeg word. Terwyl ons sing, kom stap vinnig uit vorentoe, ons gaan vir u gebed doen, om die volheid van God se Heilige Gees te hê in jou lewe. Dankie, broer.